Goeiedag, hartelijk welkom hier uit Veerend gemeente. Ek is Dominee Rudolf van der Westhuizen. Ek wil by die Kersdiensgeleentheid saam met u praat uit Lukas 2 vers 14. Lukas 2 vers 14. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy welwaar het. Voordat ons hierdie eerdiens ook begin, kom ons word stil voor die Here. Hemelse Vader, Here Jesus, Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om nou te mag stil word, die woord te mag open, daar te lees en daar na te dink. Gee daarmee dat ons ook nie sal ken dan as die outeur van die woord, iemand wat vir ons gegee het, wat geskryf het, wat vir ons voorgedink het, wat nou wil nadink. Kom seën ons saam wees, Here, so rond die woord, mag die wees tot eer van die naam. Amen. Geliefdes, die Here ook vir jou kom goed by die geleentheid en verseker van sy liefde, van sy genade en van sy warmhartigheid. Wees daarom goed van hom, die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Amen. Uit die woord van die Here wil ek saam lees uit Lukas 2 vers 14. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welwaar het. Net weer vers 14 vir jou lees. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welwaar het. Baie bekende lied wat ons altyd ook sing in Kerstyd, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy welwaar het. Ek wonder, as iemand van moet sê, waarom vier ons Kersfees? Wat is die belangrikheid van hierdie dag? Wêreldwyd kom 'n wêreld tot stilstand om Kersdag te vier. Waarom vier ons dit? Wat is die essensie van Kersfees? Martin Luther het gesê, vers 14 Lukas 2, som die essensie, die kruks van Kersfees op. As dit verstaan, as hierdie saam die wêreld kan sing, as die inhoud hiervan verstaan, dan weet het waar Kersfees gaan. Dis die kruks van Kersfees. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welwaar het. Dis die kruks van Kersfees. God het gekom en sy seun gestuur na die wêreld toe vir jou en my, sy mensekind. As dit verstaan, dan verstaan ons ook die betekenis en die inhoud van Kersfees. Ek lees 'n beskrywende boek van Ed Young, Amerikaanse skrywer, met die interessante titel Life with a bad beginning can have an happy ending. Life with a bad beginning can have an happy ending. 'n Slegte lewe kan ook 'n gelukkige einde hê. Dis die wonder van die lewe, nee, as ons God ken. Nou, in hierdie verhaal, in die boek word daar die verhaal van Rusty vertel, ter dood veroordeelde gevangene wat wag om tereggestel te word. In hierdie tyd besoek 'n Christen werker hom, want mense wil meer kom besoek het nie, mense eintlik afgeskryf, hy is eensaam, vergeet in die dodesel. Eerste besoek kom en die werker het ingekom en vir hom gelees uit die Bybel en vir hom gebid, maar geen reaksie van die Rusty nie, geen reaksie. Die man het teruggekom en weer vir hom gebid en weer vir hom gelees die Bybel, sonder enige reaksie, totdat hy by 'n dag instap en weer die man lees en bid, en die Rusty van sy bed afklim, en op sy knie gaan sit voor sy bed, die trane begin oor sy wange te rol, en snikkend gee daar sy hart oor in die Here. 'n Wonderlike oomblik in die Rusty se lewe, maar ook in die Christenwerker, want vir hierdie Christenwerker sê hy op 'n later stadium, het die Rusty geword soos iemand, 'n kind vir hom, wat nooit gehad het nie. En vir Rusty word vertel, het gesê, dat hierdie Christenwerker het vir hom 'n pa begin word, wat hy nooit geken het in sy vroeë kinderjare nie. Besondere verhouding tussen die mense ontstaan onbewustelik, en dis die essensie ook van Kersfees, dat God ook kom na jou en my se mensekind, ten spyte van wie ons is en ten spyte van ons verlede, ten spyte van ons doen late, kom God en hy wil kom ingryp en vir ons verseker, ek sê ek het jou lief, ek doen hierdie dinge vir jou en niemand anders nie, ek wil jy moet my kind wees. Dis die essensie van Kersfees, en snap ek nie dat hierdie God het ons nie vergeet nie, hy het ons nie afgeskryf nie, hy het neergedaal na ons toe mens geword, om juis ons sonder skuld te kom betaal, sodat ons weer 'n perfekte verhouding met hom kan hê.
En dis die betekenis van Kersfees, dis die essensie van Kersfees. Mag jy ook dit verstaan en begryp. Daar word vertel van hierdie Rusty in hierdie verhaal verder om te sê, die dag van teregstelling het aangebreek. 9 Oktober 89. Sy laaste versoek was dat hierdie Christelike werker weer ons inkom, om ons kom lees en bid. Hulle het hierdie versoek toegestaan, die man het ingekom en vir hom gelees en gebid. En in die hele proses het Rusty so in slaap geraak en die Christelike werker het hom die kombers oor hom getrek, so knissig toegemaak en vir hom so opgestaan en hom op die voorkop gesoen. En daar word vertel in die verhaal dat Rusty sê, weet jy, hoekom het dit so lank gevat? Ek vertaal dan baie vrylik in Afrikaans. Hoekom het dit so lank gevat vir hom om te beleef dat 'n pa hom kan toetrek as hy wil gaan slaap en vir hom ook 'n goeie nagkus kan gee op sy voorkop? Hoekom het hom so lank gevat? Die laaste nag van sy bestaan op aarde, letterlik, het dit eers aangebreek. En dis wat God vir ons wil kom sê met Kersfees. Ek is hier om vir jou ook knissig toe te maak en toe te sien dat jy rustig kan slaap. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore kan gaan nie, maar ewige lewe kan hê. In Johannes 3 vers 16 word so mooi beskryf. In Titus 2 vers 11 lees ons die volgende woorde, want die redende genade van God het aan alle mense verskyn. Selfs aan diegene wat hom nie meer wou geken het nie, het God juis ook verskyn. En juis te meer in Kersfees kom bewys dit, sy genade is daar vir elkeen van ons wat hierdie God wil aangryp en hom vir ons eie maak. Mag hierdie Kersfees ook dit weer vir jou kom leer en bewus maak daarvan, dat God gekom het as mens om vir ons te kom red, om weer 'n welbehae ons te kom hê, om ons lewe weer te kom verander, om ons weer sy eiendom te maak, om weer die voorreg vir ons te gun, om hom ons Vader te mag noem. Die kruks van Kersfees lê daarin, my broer en suster, dat God ook 'n welbehae in ons as mensekind gehad het. So lief gehad het, dat hy juis gekom het om vir ons te kom sterwe, vir ons die prys te kom betaal, sodat ons ook kan lewe tot ewigheid in hierdie wêreld. Mag hierdie Kersfees ook weer vir ons daai waarheid ontsluit in ons lewe, mag ons ook weer aan hierdie God so verbind word en weet dat hy welbehae het in ons, sy mensekind. Amen. Ontvang ook vandag nou die seën van die Here en gaan leef ook in hierdie Kerstyd in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees ook wees en bly met elkeen van julle van nou af tot in alle ewigheid. Amen.